Geliefdes, u kan asseblief u sitplekke inneem. Oom Jerry, Johan, hy's aan. Sy oop. Ons gee vir Johan net kans dat hy gou die klank net kom. Johan, hier sy aan. Niks nie. Kom ons probeer nou. Johan, baie dankie. Geliefde. Asseblief. Oom Jerry, familie, vriende, kennisse van Annetjie wat vanmiddag te ruste gelê het. Mag ek begin by hierdie geleentheid, oom Jerry, om namens my gesin, Dominee Lillian en ons gemeente vanmiddag vir oom, al die familie en vriende en kennisse wat hier is, die Heer se liefde toe te bring. Ons kyk vanmiddag terug oor 'n lewe wat die Here aan ons geleen het. 'n Besondere lewe van 87 jaar. En elkeen wat hier is, het 'n deel van daardie 87 jaar belewe. En terwyl jy vandag hier sit en nadink oor haar lewe, kom daar baie herinneringe
en ons gedagtes na vloer. Wat sy vir ons beteken het, wat sy vir ons gedoen het, watter invloed sy op ons lewe gehad het. Daarom is dit my gebed, Jerry, mag ons stil wees rondom die woord van die Here, vanmiddag vir elkeen van julle in die seertyd troos bring, maar ook 'n groot dankbaarheid. 'n Dankbaarheid dat sy hele lewe gevul het en ons lewe verryk het. Daarom mag die Here saam met oom hulle en al julle geliefdes wat vandag hier is, saam wees in hierdie uur. En in die besonder vir die familie en vriende, wat ook deur die lewendige uitsending met ons in verbinding is. Aan hulle ook baie seën en baie sterkte. Kom ons begin hierdie dankdiens ter ere van Tannie Annetjie se lewe en ontvang met 'n biddenaar die seëngroet van ons hemelse Vader. Geliefdes, die Here vertroos ons vanmiddag met die woorde van Psalm 46. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. God is altyd daar. Geliefdes, genade en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here vanmiddag met die pragtige gesang 464 wat u in die blaadjie afgedruk vind. Kom ons sing dit staande, die eerste en die tweede vers tot lof van die Here.
Oom Jerry, familie, vriende, om 'n teks te vind wat Tannie Annetjie se lewe beskrywe was nie moeilik nie. Daarom wil ek graag vanmiddag met u deel 'n besondere teks wat haar lewe vir ons omskryf. Die geseënde 87 jaar wat sy op aarde gehad het, word vir ons in Prediker 12 vers 1 tot en met vers 8 beskryf. Kom ons lees dit saam. Dink aan jou Skepper in jou jong dae, voor die swaar dae kom. Die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar niks aan nie. Dit is die tyd wanneer die son donker sal word, en ook die daglig, die maan en die sterre. Die tyd wanneer dit weer bewolk word na die reën. Dit is die tyd wanneer die wagters van die huis sal bewe, die sterk manne waggel en die malers ophou maal, omdat hulle min geword het. Die tyd wanneer dit donker word vir die wat deur die vensters kyk, wanneer die deure na die straat toegemaak word, die geluid van die meel dof word, die tyd wanneer 'n mens opstaan as die voëls begin sing, al hoor hy geen lied meer nie. Dit is die tyd wanneer hy bang is vir 'n hoogte en vir alles op die pad skrik. Die tyd wanneer die amandelboom in bloei staan, die sprinkaan homself moeisaam voortsleep en die kapperkruid nutteloos word. Die tyd wanneer die mens na sy ewige woning gaan en die wat treur op die straat rondgaan. Die tyd wanneer die silwerdraad afgebreek word en die goue kruit breek. Die kruit by die fontein stukken breek en die wiel by die put stukken val. Die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer soos dit was en die gees na God terugkeer wat dit gegee het. Alles kom tot niks, sê die prediker. Tot niks. Geseënd is ons wat vanmiddag getroos word by Tannie Annetjie se dankdiens deur hierdie besondere verse uit God se woord. Terwyl jy so bly sit, kom ons verenig in 'n gebed voor ons hemelse Vader. Alomteenwoordige en altyd teenwoordige Vader, dankie dat U in hierdie middaguur die binnemuur is teen wie ons kan kom leun. Die een op wie ons kan kom steun in hierdie seertyd in ons lewe as familie. Vader, ons kom om dankie te sê. Dankie te sê ondanks ons hartseer. Here, U het aan ons 'n lewe geleen vir 87 jaar. Ons het nie die reg op Tannie Annetjie se lewe gehad nie. Maar ons het die voorreg van haar lewe gehad. 'n Voorreg wat elkeen wat hier is en na hierdie dankdiens kyk, kan beamoen. Die invloed wat sy op hulle lewe gehad het, die manier van haar menswees, die uitleef van haar geloof en die omgee vir elkeen wat haar pad gekruis het. Haar stille liefde vir haar eggenoot en alles gee as vriendin vir die vreemdste mens wat haar pad kom kruis. Here, ons kom om vir U dankie te sê dat U wonderlike woord vanmiddag vir ons haar lewe beskrywe en dat ons elkeen, Here, uit hierdie troos woord
krag kan ontvang om die lewe en die toekoms in te gaan. Dankie vir u liefde in die lewe van Jerry. Dankie Here dat hy op so 'n besondere manier haar versorg het, langs haar bed gewees het en vir haar die beste gegee het. Dankie dat sy hom op 'n besondere manier bygestaan het en 'n ware eggenoot in sy lewe was, om altyd gekoester het, altyd geëer het en altyd die grootste ontzag vir hom as haar man, as haar beste maat gehad het. Here, dankie vir haar geloof wat so teruggevind word in haar optrede, dat dit ons stikkendheid vanmiddag heel maak en dat ons elkeen kan weet dat daar maar een wens in ons lewe moet wees en dit is om die lewe van 'n Annetjie te kan nastreef. Vader, maak nou dit stil in elkeen van ons harte. Gee ons harte die geopenheid om u te hoor spreek. En mag ons oor by u mond wees, as u ons nou wil vertroos, krag wil gee, en vir ons wil sterk maak, om net nou hier uit te stap, vir oulaas te groet, totdat ons weer sien in ewige heerlikheid, as ons aardse lewe ook verby is. Here Jesus, dit is ons gebed, in Jesus se naam alleen. Amen. Oom Jerry, geliefde familie, Tannie Annetjie was een van die dapperste vroue wat ek in my lewe ontmoet het. Ek het die voorreg gehad om vir 32 jaar by hulle aan huis te kom. In my besoek die afgelope tyd by oom Jerry en Sanet, het ek weer net bewus geword van waardeur Tannie Annetjie se lewe gegaan het. Toe oom Jerry vir my gesê dat sy in haar lewe van 87 jaar 34 groot operasies beleef het en deurgegaan het. Elkeen van u kan u maar indink hoe een operasie 'n mens se lewe verander. Om te dink aan al die trauma wat 'n operasie veroorsaak. En elke keer as ek 'n besoek aan haar gebring het na so 'n operasie, het ek die geloofsblymoedigheid in haar lewe en op haar gesig gesien. Dankbaar dat die Here vir haar die geleentheid gegee het om hierdie ongemak te kan herstel. Sy het ook altyd geglo God sal voorsien wat sy nodig het en op 'n besondere manier. En dan, 'n paar weke terug, seker die grootste krisis in haar lewe, waarvoor sy nog steeds ja gesê het, dat haar been geamputeer moes word. Vol geloofsblymoedigheid ingegaan het en daardie groot operasie op hierdie ouderdom deurleef het. Dan sal jy verstaan dat ek sê dat sy een van die dapperste vrouens is wat ek in my lewe as dominee beleef het. En met dit, broers en susters en geliefde familie, het ek weer tot die besef gekom dat dwars deur 'n mens se lewe is daar 'n paar onvermydelike dinge
wat met ons kan gebeur. Dinge wat ek en u nie meer met 'n ooreenkoms kan aangaan nie, maar wat deel van ons lewe van elke dag is. En hierdie onvermydelike dinge is baie kere besig om ons lewe, ons geloof, ons hoop te toets. En so was die aantal operasies wat sy in haar lewe beleef het, een van daardie onvermydelike dinge wat haar geloof en haar hoop getoets het. Wie van ons het nie al 'n aantal teleurstellings of beproewings beleef wat ons geloof en ons hoop getoets het nie? Wie van ons het nie al in ons lewe 'n kruis of twee moes dra wat skielik oor ons lewe gekom het en 'n groot invloed op ons lewe gehad het nie? En dan is ek en u vandag hier by een van die onvermydelikste dinge in 'n mens se lewe, die einde van jou aardse lewe. Die dood van 'n geliefde. Seker die onvermydelikste ding in elke mens se lewe. En ek en u wat vandag hier sit, is op pad na daardie laaste dag van jou lewe op aarde. Ons weet, alle lewe op aarde is van korte duur. Jakobus sê dit vir ons baie mooi. Vir die een is dit bietjie langer as vir die ander. Tannie Annetjie het die pragtige geskenk van die Here ontvang om vir 87 jaar hierdie aarde te deurreis. Fisies en geestelik. Maar aan elke lewe kom daar 'n einde. En aan die einde van 'n mens se lewe, dan kyk ons terug en ons kyk vorentoe. En dit is nou maar so menslik dat ons iemand se lewe dan beoordeel ook. Dat ons nadink oor so 'n persoon se lewe. Nadink oor wat maak my lewe sinvol. En dalk sit jy vandag ook hier en sê, is my lewe sinvol genoeg? Broers en susters, en ek wil vanmiddag as troos die lewe van Annetjie Du Plessis aan u kom voorhou. Die boek waaruit ons gelees het, Prediker, is 'n boek wat handel oor die waarde en die sin van die lewe. Die skrywers van die boek Prediker hou die lewe van mense dop. En dan evalueer hy die sinvolheid van die lewe deur daardie gebeure. En u kan gerus hierdie gedeelte weer iewerster gaan lees. Met boeiende prentjies, simboliek van die ouderdom, skets die Prediker presies hoe uitdagend dit kan raak met die aanbreek van die oudwordjare. Hoor mooi, hoe uitdagend dit kan word as ons oud word. En hoe die ouderdom baie kere 'n klomp beperkings plaas op verskillende aspekte van ons menswees. Totdat die laaste asem die liggaam verlaat. En dit het ek beleef in die lewe van Tannie Annetjie. Al sê Prediker hier in vers 8, hoofstuk 12, dat alles tot niks kom nie. Weet ons hoekom hy dit sê? Waarom sê hy dit vir ons? Want 'n mens se dae gaan verby. Elke dag wat in jou lewe verby is 'n dag nader aan die einde van jou aardse lewe. Jy word oud en dit bring veroudering, dit bring swaar kry. Daarom dat in vers 1 baie mooi sê, dink aan jou Skepper in jou jong dae, voordat die swaar dae kom, die jare waaraan jy nie veel gaan hê.
Hy waarsku ons dus om ons jong lewe voluit te geniet. En God wil vandag vir ons wat agterbly, kom troos met die waarde wat aan die Annetjie se lewe gehad het. En hy wil hier by hierdie dankdiens haar lewe as voorbeeld aan ons kom voorhou. Ek het reeds gesê, hier word aangrypende simboliek gebruik om die verandering van die mens se lewe te beskryf. En vergun my om hierdie aantal verse met u elkeen te deel. In vers 2, broers en susters, word vir ons beskryf die son wat donker word en die lig wat bewolk word. Dit beteken dat daar verskillende siektetoestande oor die mens se lewe kom en dat die sig al hoe swakker word. Daar's 'n toename ook in swaarmoedigheid baie dae wanneer 'n mens oud is. Baie mense raak depressief in die oudwordproses. In vers 3, en as ons mooi dink aan tannie Annetjie se lewe en aan bejaardes met wie u dalk u lewe deel, daar word gesê die wagters en die sterk manne begin waggel. En dit dui op die bewende hande. Gaan kyk maar 'n bejaarde. Hoe hoor die ouderdom is, hoe bewe die hande. Kragteloosheid wat inkom, kan nie meer alles vashou nie. Die bene wat krom word, wat swik, wat maklik die liggaam nie meer kan dra nie. En baie kere veroorsaak dat 'n mens in 'n rolstoel beland. Dan kom hy ook in vers 3 en hy sê, en dan hou die malers op maal, die tande wat stomp word, die gebrek aan vitaliteit, die gebrek om lekker harde kos fyn te kan kou, is nie meer daar nie. Sagte kos word vir die bejaarde voorgesit. En dan sê hy, iewerster gebeur dit ook dat die vensters dof word. Die vensters dui op jou oë. Waarmee kyk jy na buite? So verloor 'n mens jou sig en word jou kyk na buite belemmer. Dan is die volgende een wat sê, die deure na die straat word toegemaak. Deur ons ore hoor ons geluide wat van die straat afkom. En soos ons doof word, hoor ons baie keer nie eers geluide nie. Hoor ons nie eers as iemand naby ons 'n deur oop of toemaak nie. Maar die bejaarde kan ook in 'n kluisenaars bestaan verval. Hulle so terugtrek oor die oud word dat hulle nie meer uitleef nie. En so word die deure dan ook fisies toegemaak op die lewe. Hulle wil nie meer met mense kommunikeer nie. Die meel wat dof word, verwys na die stem wat al hoe sagter word. En dan word hier gesê, hulle staan op as die voëls begin sing. Bejaarde mense slaap nie laat. Hulle staan vroeg opstaan, want hulle hou hulle baie kere met doellose aktiwiteite vroeg in die oggend besig. En net nou, dan rus hulle weer. Stap by 'n bejaarde verby, skielik, wat gebeur? Hulle skrik vir enige iets wat vinnig by hulle verbystaan. Hulle is bang vir hoogtes. Dan die mooi beskrywing van die hare, die amandelboom wat in blom staan, die grys hare, die grys word. Dan die beeld wat hy gebruik vir die beweegbaarheid van
die bejaarde. 'n Bejaarde is soos 'n springkaan. Hou 'n springkaan op die grasdop. Hoe moeisaam van die een poot vorentoe, stadig en stadig. Hoe beweeg 'n bejaarde met 'n kierie met loopapparaat? Treetjie vir treetjie, soos daai springkaan. Hoe mooi om dit te beskryf. Die kapperkruik wat nutteloos word, die seksualiteit wat hierby aangedui word. En dan kom hy en hy sê, in hierdie oud word, is daar dan ewe skielik 'n afbreekproses wat plaasvind. En hy beskryf dit dan met die implemente by 'n put. Baie van u wat dalk in 'n tyd groot geword het, of kan onthou, in die ou dae het hulle water uit 'n put gehaal. En dan het jy 'n emmertjie aan 'n tou met 'n katrol gehad, en dan het jy daai slinger afgedraai totdat hy onderkom. Die water het in die emmer ingeloop, en dan het jy daai swaar emmer opgekittrop. En met daai beeld, as daai stelsel nie gereeld gediens word nie, op 'n stadium as jy daai emmer volgemaak hier, en jy rol hom op, dan breek die tou. En so kom daar in die mens se lewe 'n dag, dat daai tou breek, daai lewenstou breek. En daai implement val hom te pletter onder en breek. En dan sê hy, dan gaan die mens na sy ewige woning. En die wat treur, loop op die straat rond. U is die wat vandag treur. U het op die straat gekom na hierdie kerkgebou toe. U vorm die stoet soos ons gewoond was, as jy nog begrafplaas te gery. Om te kom afskeid neem, om te kom groet. En so het aan die Annetjie se lewe deur hierdie fases gegaan. En het ons dit gesien, elke dag as ons by haar kom, die oud word. Totdat daardie tou, daai lewensaar gebreek het. En dan kom Prediker in vers 6 en 7 en hy sê, en dan is die dood daar. So is die mens. Hy sterf. En hoor mooi wat sê hy dan. En hy word weer stof. Ons is uit hierdie aarde gebore. Daarom sê ons keer terug na die aarde toe. Maar die belangrikste, die siel, die lewensasem wat God gegee het, keer terug na God toe. God wat dit gegee het, neem dit in besit. Ons is vanmiddag hier om afskeid te neem. Maar die lewensasem van Tannie Annetjie is by God. Broers en susters, en dan sluit hy af, en hy wil 'n mens amper moedeloos maak om te sê, maar as hy so na die oud word kyk, dan wil hy amper sê, los, dis te vergeefs, dis nutteloos, dis net swaar kry. Maar hoekom sê hy vir ons? Hy sê die lewe, die oud word, is nutteloos, is swaar, as ons dit sonder God lewe. En dis presies die boodskap wat Prediker 12 vir ons vanmiddag oor Tannie Annetjie se lewe wil bring. Daarom wil Prediker ons vanmiddag kom leer 3 dinge. Dit is onmoontlik om regtig die lewe te geniet sonder God. En jy kan maar in jou lewe gaan probeer 'n sinvolle, 'n vreugdevolle, 'n dankbare lewe leef, weg van God af. Jy gaan 'n entjie kom, maar jy gaan dit nie maak nie. En daarom dat Prediker vir ons sê, die sin van die jong lewe, die sin van die oud word, lê daarin 'n verhouding, 'n lewende verhouding met God. Lewe sonder God is nutteloos en waardeloos.
En daarom die wonderlike wat ek en u as God se kinders elke dag beleef, dat hy sy seun gestuur het om dit te kom bevestig. Om hom te stuur as die verlosser, die anker, die fondasie van ons lewe. En daarom moet ons elke dag die pad met God loop. So dis die eerste waarde van die boek Prediker. Die lewe is sinvol met God. Tweede is leef voluit. Leef voluit. Die Here sê hier aan die einde van die boek Prediker, die laaste verse van hoofstuk 12, sê, en God sal rekenskap eis oor alles wat ons gedoen het, selfs oor dit wat ons in die geheim gedoen het. So as ons elke dag uit God se hand lewe, en voluit lewe en alles gee, sal selfs die ouderdoms, die oudwordjare vir ons die moeite werd wees. Ondanks die swaar kry en die trauma wat daarmee gepaard gaan. En die derde, baie belangrike saak wat Prediker vir ons uitlig is, gee jouself voluit. Elke dag. Leef vol, maar gee jouself vol. Hoe baie kere hoor ek mense sê, wat hou hierdie dag vir my in? Wat hou hierdie jaar vir ons in? Ons draai dit om. En dis wat Prediker ons wil leer. Wat kan ek in hierdie lewe insit? Wat kan ek in hierdie dag insit? Hy leer ons dus dat ons moenie net probeer waarde uit die lewe kry en ons sit niks in nie. Maak die beste van elke geleentheid wat die Here vir jou skep. Hoe klein daai geleentheid of hoe groot daai geleentheid is, moet ons elke dag die beste daarvan gebruik maak. Ons moet ook nie laat geleenthede by ons onbenut verbygaan nie. En moet ook nie wag dat iets eers met jou gebeur voordat jy reageer nie. Lewe met die gawes en die kragte wat die Here vir jou gee, 'n volle lewe. En om Jerry, geliefde familie, mag ek nou oor Tannie Annetjie se lewe die volgende sê. Ek het haar beleef dat sy geleef het soos ek so pas gesê het. As ek daar by hulle in Suurdoring aan huis gekom het op huisbesoek en ons jaarlikse besoeke en kuiers, dan het 'n mens iemand ontmoet daar wat weet wat gaan in die lewe aan, weet waarmee sy besig, en ook geweet van, dis die Here wat vir haar en vir hom Jerry alles moontlik maak. So niks, die lewe was vir haar nie nutteloos nie. Dit was 'n stuk genadegawe uit die hand van die Here, wat sy elke dag sinvol beleef het. Toe sy nog gewerk het, kan ek onthou, as sy daar kom, dan sê sy, ons beplanning vir die wildtuin, of waar kuiers is gereël, deeglik. Niks het onbenut verbygegaan nie, niks is oorgesien, sy was aktief besig. Sy en Jerry het voluit gelewe, tot die dag gekom het, wat hulle nou nie meer kon, so lekker rondry, en alles doen wat hulle kon. Maar toe het hulle nog steeds voluit gelewe, vir mekaar, in Zambesi Afkoper. Vir mekaar daar gewees, in daardie klein huisie van haar. En hulle, en sy in die besonder, het haar self gegee, vir haar werk, vir hom Jerry, vir elkeen wat haar lewenspad deurkruis het. Hulle plek was aan hierdie kant, in die erediens.
Soos die kragte minder geword het, kon hulle nie meer die eredienste bywoon nie. Met gulhartigheid en met gasvryheid is jy by hulle ontvang. Altyd gereed vir 'n kuier en altyd dankbaar vir alles wat almal vir haar en vir hom beteken het. En as sy vandag sou kon dankie sê, sou sy dit vir julle elkeen wil sê. Dankie vir dit wat julle vir ons twee beteken het, gedoen het en daar gewees het. Daarom, geliefde familie, ek het deur Tannie Annetjie se lewe geleer. Een mens moet nie kom en sê, ek wil nog eers my jongmens lewe geniet, en dan sal ek 'n verhouding met die Here hê. Ons hoor dit baie keer in jongmense se lewe nie, ek wil nog eers jong. Ek het in Tannie Annetjie se lewe beleef. In jou jong en in jou oud word dae is die belangrikste anker wat jy moet hê, is God. Dis die beste belegging wat enige mens in sy lewe kan hê. 'n Lewende verhouding met God. Om hom die alles van jou lewe te maak. God toe te laat dat hy jou lewe te bestuur, en wanneer dinge oor jou pad kom, nie teen God se wil te gaan nie, maar te aanvaar dat hy die beste wil vir jou lewe daar gestel het. En dit het in haar lewe vir my in die besonder altyd uitgestaan. Oom Jerry, sy was baie lief vir jou. Julle twee het vir ons 'n besondere voorbeeld gestel van hoe 'n egpaar mekaar moet oppas en 'n pad moet loop. Mag die Here vir oom koester, mag hy vir jou vashou, mag hy jou sterk maak in hierdie besondere tyd. Aan elkeen van julle wat hier sit en vandag terugdink oor wat Annetjie in jou lewe gedoen het, mag ons met dankbaarheid en met geloofsblymoedigheid haar groet vandag, tot ons weer sien in ewige heerlikheid. Mag die Here hierdie woorde gebruik van Prediker om ons almal die toekoms in te neem. En te weet, haar lewe was vir ons 'n voorbeeld. Kom ons leef dit uit. Amen. Geliefdes, as slotgebed en as ons slotsang wil ek hê moet ons die pragtige 284, lied 284 wat in die blaadjie is, nou saam sing. Staande, en dan ontvang u die seëngroet en kan u rustig u sitplekke inneem asseblief.
Geliefdes, ontvang met 'n biddenaar die seën van die Here. God wat vrede gee, sal by julle almal wees en bly. Amen. U kan rustig hier in sitplekke inneem asseblief. Liefdes, ek wil graag die orde soos volg met u deel. Ek gaan nou die begrafnisbrief van Tannie Annetjie aan u voorhou. Daarna gaan ek vir Ian vra om na vore te kom en vir ons die bedankings namens die familie te kom hanteer. Die Here het ons geliefde Annetjie, Nana ouma Groot, in die ouderdom van 87 jaar kom haal. En ons moet tot siens sê, sy het 'n vol lewe gehad en baie mooi herinneringe in almal wat haar pad gekruis het se lewens nagelaat. Haar voorbeeld van nederigheid, dankbaarheid, liefde en omgee sal ons altyd bybly. Ons groet vandag vir die laaste keer, maar sy sal in ons harte bly voortleef. Haar aardse plek is leeg, maar ons berus in die wete dat sy nou verlig in God se arms toegevou is. Namens elkeen wat vandag hier haar afsterwe bywoon. Jan, asseblief. Jy is baie welkom. Jan, daar by mikrofoon. Johan is reg. Middag almal. Ek wil graag begin vanaand om vir die liewe Here Jesus en ons verlosser, ons koning vandag dankie te sê vir nog 'n ryk lewe wat geskenk is. Nana was 87 jaar, 'n ryk lewe gehad en 'n vol lewe gehad wat ons almal kan van getuig. Haar lewe is ook nie altyd so maklik gewees nie met al haar mediese goed en veral die laaste 2 jaar. Ek dink sy was definitief geliefd gewees en 'n trieke deel van ons familie gewees. Jerry, so van jou baie dankie sê vir so lang jare, 56 jaar van 'n voorbeeld van 'n huwelik te wees. Jerry en Nana was soos skaduwees van mekaar gewees. Dit is 'n regte inspirasie om dit te sien, 'n goeie voorbeeld om na te streef. Dankie aan al die familie en die vriende wat daar kom besoek het. Veral in die laaste 10 dae, die bystand, die allerlei gesprekke, die oproepe. Ek dink ek het die meeste van die oproepe gehoor. As ek nou gesels het sy baie gedeel. Was altyd lekker om kan vinniger die nuus by haar kry as by Twitter of Facebook. Dankie vir die personeel van Zambesi Aftree-oord, veral op die kliniek en die kantoorpersoneel. Het was al 2 jaar wat daar is, al die versorging, die etes, die diens, die kom help waar dit nodig is. So iets is meer waardeer as ek dink wat mense hulle vir dank gegee vir dit. To all the care workers at Zambesi Aftree-oord, all the ladies there. I'm talking English. This is not my first language, I only talk it in defense. But thank you very much for all the effort you made. Tannie Annetjie was always proud of you. She regarded you as part of her family, always helping her. It is a real labor of love that you're doing. Baie dankie vir dokters Meyer en Heidi Prinsen van Eugene Marais Hospitaal en die verpleegpersoneel vir al die laaste ruk. Hulle is in ICU Unit 1. Dis absoluut inspirerende diens wat hulle daar doen. En soos my ma getuig het, hulle ondersteuning was wonderbaarlik gewees. Tussen al die werk deur om steeds daai persoonlike aandag deur te gee. Dankie Dominique Piet vir die
fantastiese boodskap. Dis regtig iets om ter harte te neem. Waar die lewe gaan. Ek sit nou en dink is so oor praat, alles gaan maar oor in die begin en die einde, alles begin met God en het eindig daar. Die res is eintlik maar alles maar opsioneel. Dank ook vir die fasiliteite, ek sien hier's baie, al die mense betrokke by die kerk, die orgelis, al die mense ons al nie eers gesien het nie, maar ons sien wel julle aksies, en dit is aan die einde van die dag die belangrikste. Dankie Leen, vir die kerkryker, die Proteas, ek amper, as weer terug is in die Kaap. Dankie Johan vir die opname wat jy doen, die video. Ons nuwe normaal vandag is om daar's geen grense nie, almal kan enige plek van die wêreld in luister. Dis baie goed. En dan vir grobbelaars, begrafnisdienste, jy is amper sy persoonlike boodskap van my ma, vir Vrydag, jou professionele rustige hantering van die reëlings het hierdie taak verskriklik baie vergemaklik. Baie dankie daarvoor. Dit word ter harte waardeer. Dankie almal. Dan is dit vir my 'n voorreg om namens Sanet die volgende bedankings te kan doen. Ek wil begin Robert, Louise, Jan en Colette. Baie dankie vir julle volgehoue liefde vir Jerry en Nana. Elke oproep was vir haar 'n hoogtepunt van die dag. Sy het vreugde geput uit al julle doen en late. Al was dit die laaste tyd soms onmoontlik om 'n gesprek te voer, was sy steeds baie bewus van julle stemme. Dit was vir haar heerlik om deel te wees van julle lewens in Pretoria, sowel as in Somerset West. Alles was dan met Jerry en my gedeel, sê Sanet. Dankie dat julle my bystaan as ek onseker is in besluite en wat ek moet neem. Ons is dankbaar vir julle bydrae. Christian, Wian en Carmi, julle was ouma Groot se agterkleinkinders en haar hartse punt. Julle het vir haar so baie beteken. Rip, baie dankie dat jy my altyd ondersteun en bystaan. Jy het dit vir my moontlik gemaak om Jerry en Annetjie by te staan, soos ek wil. Daarvoor 'n groot dankie, dat sy haar lewenswens kon uitleef om hierdie twee besondere mense in julle lewe te kon versorg. Baie dankie, baie seën. Dit die bedankings wat ek namens Sanet moes doen. Broers en susters, ek gaan die draers se name uitlees en vra dat hulle na vore kom. Dan beweeg ons uit na die lijkswaal, waar ons dan geloofsbelijdenis, gebed en u geleentheid gaan gee vir laaste eerbetoning, en dan sal die lijkswaal vertrek, waarna u ook dan sal vertrek, daar waar u by mekaar sal kom. As draers gaan optree, ek vra dat hulle na vore kom, Robert, Christian, Colette, Louise, Ian en Sanet.